Dan wil ek vir al die kindertjies ook baie welkom sê. En dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre hier met julle te wees en op 'n kinderlike manier met julle ook die woord van die Here te deel. Nou kan ek sien as dit nog kindertjies in die gehoor, kan ek vra dat al die kindertjies kom voorsit asseblief. Ek het vir julle nodig. Julle gaan my vanoggend help. Ek kan nie alles alleen doen nie. So ek wil vra dat al die kindertjies kom voorsit, dat julle my kan help asseblief. Dat al die kindertjies kom. As jy skryf gou op en maak hulle gou vir hulle plekkie asseblief. OK. Nee, baie dankie. Nou sê gou vir my, né? Was daar al 'n maatjie wat lelike goed aan jou gedoen het? Wat slegte goed aan jou gedoen het? En die binne voel jy baie kwaad vir daai maatjie. En jy wil daai maatjie gaan terugkry vir dit wat hy aan jou gedoen het. Hy moet betaal vir dit wat hy gedoen het. Kom, maak 'n plek vir die twee maatjies ook asseblief. Ja, dalk het daai maatjie by die skool, het daai maatjie vir jou in 'n slegte lig gestel. Hy het jou gespot, hy het iets lelik van jou gesê, en toe het al die ander kindertjies vir jou gelag, en al die kindertjies het jou gespot. Is dit lekker? Nee, dit is nie lekker nie, dit maak seer hier binne. Of daar was dalk 'n maatjie by die skool, en hierdie maatjie het iets slegs aan jou gedoen. Of hierdie maatjie het by die skool leuns by die skool rond vertel van jou. Hulle het goedjies vir die ander kinders vertel, wat nie die waarheid is nie. En nou glo al die ander maatjies dit, en nou is daardie maatjies lelik met jou. Of dalk was daar 'n maatjie wat jou seer gemaak het. En al wat jy binne jou hartjie voel is, jy wil daardie maatjie terugkry vir dit wat hy aan jou gedoen het. Of dalk sit jy nou hierso, en vanaf ek begin praat het, en jy gehoor het waaroor dit gaan, is al waar jy gedink het, hoe gaan jy daardie maatjie terugkry vir dit wat hy aan jou gedoen het. Nou daar word 'n storie vertel van 'n oom wat gaan stap het, en terwyl die oom gestap het, was daar 'n rondloper hond. Nou wat is 'n rondloper hond? Ja, dis 'n hondjie wat nie 'n huis het nie, hy het nie 'n eienaar nie, hy kry nie kos nie, hy kry nie water nie, hy kry nie liefde nie, hy kry nie aandag nie, en hy slaap daar ergens in die bos. Nou die oom het gaan stap, en toe daar die hond gekom en hy het die oom gebyt. Nou dis baie gevaarlik as 'n rondloper hond jou byt, want sien, hy kry nie kos nie, hy kry nie water nie, hy kry nie liefde nie, hy kry nie aandag nie, en as daar die hond jou byt, dan kan jy siek word. Jy kan hondstolheid kry. Dis die groot woord vir daai siekte, jy kan hondstolheid kry. En toe hierdie oom gebyt is, toe gaan hierdie oom na die dokter toe, dat die dokter hom toets of hy hondstolheid het. Hou julle daarvan om dokter toe te gaan? Hou jy daarvan? Okay, ek is bly. Maar die oom het nie daarvan gehou nie, maar hy het geweet hy moet gaan. En hy is toe dokter toe, en die dokter toets hom vir hondstolheid, en toe die dokter klaar die toetse gedoen het, toe kom die dokter by die man en sê vir die man, meneer, ek het vir jou goeie nuus, en ek het vir jou slegte nuus. Wat wil jy eers hoor? Wil jy die goeie nuus hoor? Okay, maar die man het besluit, hy wil eers die slegte nuus hoor, dan kan hy homself bemoedig met die goeie nuus. En hy sê, dokter, gee vir my die slegte nuus asseblief. En die dokter sê vir hom, meneer, die toets het gewys, jy is positief, jy het hondstolheid. En voor die dokter nog vir hom die positiewe nuus, die goeie nuus kan gee, toe vra hierdie dokter, die man vir die dokter, maar dokter, gee gou vir my 'n stukkie papier en 'n pen. En toe die dokter vir hom 'n stukkie papier en pen gee, het hierdie man dadelik begin naampies opskryf op hierdie papiertjie. En hierdie dokter kyk so, hy sê, meneer, raak rustig, niemand gaan doodgaan nie. Meneer, jy gaan nie doodgaan nie, daar is 'n teenmiddel, ons gaan jou weer gesond kry. En hierdie man sê toe vir die dokter, dokter, ek weet daar's 'n teenmiddel. Jy sien hierdie lysie name op my papiertjie. Dis al die mense wat ek wil gaan byt, voor jy vir my die teenmiddel gee. Met ander woorde, hierdie man wil mense gaan terugkry,
vir dit wat hulle aan hom gedoen het. Hy wil hulle gaan byt, dat hulle ook hondstolheid kry. So hy wil hulle gaan terugkry vir dit wat hulle aan hom gedoen het. En dit is 'n prentjie van my en jou. Dit is 'n prentjie van ons as mens. As iemand my seer gemaak het, as iemand iets slegs aan my gedoen het, dan wil ek daardie persoon gaan terugkry vir dit wat hy my gedoen het. En ek maak allerhande planne en het allerhande idees hoe ek daai persoon gaan terugkry vir dit wat hy aan my gedoen het. Maar ek wil hê ons moet vanmôre gaan kyk, wat sê God in sy woord? Wat sê God moet ek en jy doen wanneer iemand slegte dinge aan my gedoen het? Wanneer iemand lelik met my was? Wanneer iemand my seer gemaak het, wat moet ek doen? Nou, ons gaan kyk wat sê God se woord. Julle kan nou vragies antwoord, okay? Nou ek gaan vir ons 'n versie lees uit Romeine. Nou is Romeine in die Ou Testament of die Nuwe Testament? Ou Testament. Okay, kom ons probeer gou weer. Ou Testament of Nuwe Testament? Ja, Nuwe Testament, mooi. Nou Romeine is die 6de boek in die Nuwe Testament en ek gaan vir ons een versie lees uit Romeine 12 en dit is Romeine 12 vers 19 wat sê: Moenie julle wreek nie, geliefdes. Met ander woorde, ek moenie daai maatjie wat slegte dinge aan my gedoen het, wat my seer gemaak het, ek moenie daardie maatjie gaan terugkry vir dit wat aan my gedoen het nie. So hy sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Met ander woorde, gee dit oor aan God. God sal met daardie maatjie handel. God sal in daardie maatjie se hart werk. God sal met daardie maatjie werk en met hom handel volgens wat hy gedoen het. En God sal vir jou help in hierdie omstandighede. God sal vir jou veg en vir jou dra in hierdie moeilike tyd. So hy sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Met ander woorde, gee dit oor aan God, dat God vir jou beklei. Want daar staan geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. So God sê vir ons in sy woord, ek en jy moenie daardie maatjie gaan terugkry vir dit wat hy aan jou my gedoen het nie. Ek moet dit vir God gee. Sodat God met daardie maatjie handel. Sodat God in daardie maatjie se hart werk. Sodat God vir daardie maatjie kan handel volgens wat daai maatjie gedoen het. Ek moet dit vir God gee. Ek moet nie daai maatjie terugkry nie. Ek moet dit vir God gee sodat God vir my kan veg. En sodat God my kan help in hierdie omstandighede. Nou, ek is 'n prentjie mens. As ek 'n prentjie sien, dan verstaan ek die lewe beter. As ek 'n prentjie sien, dan weet ek wat om te doen. Baie keer as jy iets koop en is daar instruksies, nou ek lees nie wat daar staan nie, ek gaan kyk na die prentjie. Dan as ek die prentjie gesien het, dan weet ek wat om te doen. Nou die Ou Testament, nê, is in prentjievorm dit wat die Nuwe Testament leer. So ons gaan vanmôre kyk in die Ou Testament presies dit wat ons nou gelees het in Romeine 12 vers 19. Ek moenie my maatjie gaan terugkry vir dit wat hy my gedoen het nie. Maar ek moet dit vir God gee, dat hy vir my beklei, dat hy vir my help in hierdie moeilike en seer tyd. Ek moet dit vir God gee, sodat God met daardie maatjie kan handel en met daardie maatjie werk. So ons gaan in die Ou Testament in prentjievorm kyk, van dit. Nou ek het vir julle nodig. Nou ons gaan kyk, die gedeelte waar ons nog gaan kyk, staan in 1 Samuel 24. Onthou nou, ek het gesê, die Ou Testament is prentjievorm van wat die Nuwe Testament leer. So ons gaan kyk in die Ou Testament. Nou 1 Samuel, is in die Ou Testament of in die Nuwe Testament? Ou Testament, ja, julle luister baie mooi. Nou, in 1 Samuel lees ons van 'n baie bekende man. En julle almal het al sy naam gehoor, ek is seker jy het al sy naam gehoor. En ek gaan vir julle 'n leidraadjie gee, en dan moet julle raai, wat is hierdie man, hierdie oom se naam? Is dit reg so? Hierdie oom
Het skapies opgepas? OK, julle is slim, ja. Dawid, ja, sy naam was Dawid. Nou Dawid het ook 'n maatjie gehad wat lelike, slegte dinge aan hom gedoen het. En daardie maatjie se naam was koning Saul. Nou Saul was die koning van Israel en Saul het lelike, vieslike, verskriklike dinge aan Dawid gedoen. Saul wou vir Dawid doodgemaak het. Ja, en Saul was jaloers, hy het nie lekker gevoel hier binne nie. Elke keer as hy Dawid se naam hoor, dan het hy nie lekker gevoel hier binne nie. Hy was jaloers op hom en hy wou hom doodgemaak het. Want sien, Dawid was Saul was 'n oorlogsman. Hy het baie oorlog gevoer en het altyd van hom gesê Saul het sy duisende verslaan. Maar toe kom daar 'n dag toe Dawid vir Goliat doodmaak. En toe sing die mense, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10.000 verslaan. En elke keer as koning Saul dit hoor, dan was hy jaloers op Dawid. Want hulle hou meer van Dawid as van hom. En koning Saul het ook nie vir die Here geluister nie. Hy was ongehoorsaam. En toe het die Here die koningskap van Saul weggevat en raai vir wie hy die koningskap gegee. Ja, hy het dit vir Dawid gegee. En nou was koning Saul eers vies. En nou het koning Saul eers, as hy Dawid se naam hoor, het hy eers nie lekker gevoel hier binne nie. Want hy was jaloers. Eers sing hulle van hom, hy het sy 10.000 verslaan. En nou gaan die Here se waares vir die koningskap vir Dawid ook gee. En Saul het klomp planne gemaak om Dawid dood te maak. En op baie maniere het hy Dawid probeer doodmaak, ja? OK, reg, maar kan ons nou tyd vir jou kansie gee. Sjap, dankie. So Dawid moes van sy huis af vlug. En Dawid moes sy pappa en mamma by sy huis gelos het. Hy moes al sy speelgoed by sy huis gelos het. Hy moes sy teddybeer daar het sy teddybeer saamgevat. Maar hy moes alles by die huis gelos het. Alles wat hy lief gehad het, sy boeties en sissies. Hy moes alles by die huis gelos het. En hy moes in die woestyn en die berge gaan vlug het vir sy lewe. Hy moes weggehardloop en daar gaan wegkruip het, want Saul wou hom doodmaak. En hy moes daar in die berge en in grotte gaan wegkruip. En hy moet so oor sy skouer loer, of Saul nie dalk daar is, om hom dood te maak nie. Ek gaan nou 'n kansie gee, dit reg so. So hy moes daar vlug vir sy lewe, want Saul wou sy lewe doodmaak. Nou reg, nou in 1 Samuel 24, dan begin dit, Dawid en sy manskappe, hulle het in die berge in die woestyn van En-Gedi, hulle gaan wegkruip. Nou ek het 3 mense nodig. Wie wil my kom help asseblief? OK, hier's een. Nee, wag. Wag. OK, kom julle 3 kies. OK, nee, kom jy ook. OK. Kom ons maak jou, jy's Dawid. OK? Hallo Dawid. Jy's Dawid en jy is sy vrouskap. Jy's nou nie 'n manskap nie, jy is sy vrouskap en jy is sy manskap. OK. Nou begin die verhaal in Samuel 24, begin met Dawid en sy vrouskap en sy manskap, het in die berge in die woestyn van En-Gedi gaan wegkruip, en hulle het in 'n grot gaan wegkruip. So kom ons sê, agter daai blomme is die grot, gaan kruip daar in die grot weg. Dis nou Dawid en sy manskappe, hulle het nou agter daai grot gaan wegkruip. OK, julle moet nou daar wegkruip, is dit reg so? OK, so. Dan lees ons, ek het 'n groot man, wie is die grootste en die sterkste hierso? OK, daai man sê hy is die grootste, stuk kom vorentoe. OK, jy is koning Saul. OK, maar draai om laat die mense jou sien. Hierdie is koning Saul. En die Bybel sê koning Saul het teen die Filistyne geveg en toe het hy teruggekom. So maak of jy moeg is, vir jou voorkom van die sweet af. Jogg, jy's nou moeg, jy het teen die Filistyne geveg. En toe kom daar 'n boodskapper wat sy meisietjie wil kom help. Ja, kom, jy's die boodskapper. Kom, hier staan koning Saul, hy het nou net klaar geveg en jy's die boodskapper. En die boodskapper sê toe vir koning Saul, Dawid kruip daarso in die woestyn en die berge van En-Gedi weg. Gaan net vir hom sê gou vir hom.
OK, baie dankie, kan weer gaan sit. Daar is hy, toe die boodskapper gekom, en vir koning Saul gesê, Dawid, daai mannetjie wat jy soek, hy is daar in die grot, in die berge van Engedi. Toe gaan Saul, nee, jy wag nog hierso, is dit nog nie so doen nie, is nog nie so doen nie. Toe gaan Saul, toe soek hy 3000 manskappe uit Israel uit. Nou, ons kan nie vanoggend 3000 manne hier kies nie, dit is bietjie min. Maar, een man is gelyk aan 1000. So gaan kies hier uit Israel uit, gaan kies vir jou 3 manne, of vroue, om saam met jou Dawid te gaan soek en om dood te maak. Jy kan maar meisies ook kies, 3. Kom. Nee, sy was die boodskapper, sy kan nou nie weer kom nie, sy is die boodskapper. En dan nog enetjie, 3 manskappe. As hy, kom, Dawid, Saul is 3 manskappe, staan nie so lank Saul, kyk vir die mense asseblief, staan hierdie kant van Saul, en Saul en sy 3 manskappe het toe gegaan, en hulle het van Dawid gaan soek, om Dawid dood te maak. So, loop tot daar by die plante, dan soek julle nou vir Dawid daarso, julle gaan nou vir Dawid doodmaak. Okay, stop gou daarso, dankie, kyk vir die mense. Right, nou die Bybel sê, toe Dawid daar by die berge kom, en in die woestyn van Engedi, toe kom hy daar by 'n grot, en toe Dawid Saul in die grot gegaan, sit dit net hier voor die plante, sit dit hier so voor die plante, net daarso, dan kom julle die kant toe, kom staan hierso, kyk vir die mense, en die Bybel sê, Saul het sy voete gaan bedek, so met ander woorde, die natuur het geroep, hy moes badkamer toe gaan, hy het 'n nommer 2 gehad, ek weet nie om anders te verduidelik nie, maar hy is nou in die voorkant van die grot, en hy doen sy ding, sit gou op jou harke asseblief, sit net op jou harke, OK, sit net so, reg, OK, waar's Dawid, Dawid, kom, staan hier so by jou, staan hier so, net agter die man, staan hier so, nee, jy moet nou hier kom staan hier so, nee, jy moet nou help hier so, toe Dawid dit sien, toe sê Dawid se manne vir hom, fluister gou in sy oor, fluister net gou sy oor daarso, hy sê, Dawid, vandag gee die Here jou vyand in jou hand, daar voor jou sit jou vyand, doen wat goed is in jou oë, Dawid, maak hom dood, dan kan jy huis toe gaan, Dawid, dan hoef jy nie meer hier in die woestyn weg te kry vir jou lewe nie, Dawid, jy kan vir jou pappa sien, jy kan vir jou mamma sien, jy kan vir jou boetie sien en jou sussie sien, jy kan teruggaan na jou huis toe en 'n normale lewe hê, Dawid, die Here gee vandag jou vyand in jou hand, maak hom dood, Dawid, en as jy hom nie doodgemaak nie, dan hoe lank gaan jy nog in hierdie woestyn lê? Hoe lank wil jy nog in hierdie woestyn wegkruip, Dawid? Dawid, maak hom dood. En ek dink Dawid het Dawid se gedagtes gegaan, en Dawid het gedink, maar as ek die man nou doodmaak, dan kan ek mos na huis toe gaan. Dan hoef ek nou nie verder hier weg te kry vir my lewe, en hier in die grotte te bly nie. Ek kan weer my pappa en my mamma sien, ek kan weer my geliefdes sien, ek kan weer huis toe gaan. En Dawid gaan gou stilletjies daar, net agter, hy mag jou nie hoor nie, mag jou nie sien nie. Nou koning Saul het 'n lang mantel gedra, en die Bybel sê vir ons toe Dawid saggies gegaan, en hy het die punt van sy mantel afgesny, sny die punt van sy mantel af daarso. Daar is hy. En die oomblik toe hy die punt van sy mantel afsny, sê die Bybel, Dawid se gewete het hom dadelik gepla. Want Dawid het geweet, God wil nie hê, hy moet Saul terugkry vir dit wat Saul aan hom gedoen het nie. Dawid het geweet, God wil hê, hy moet oorgee aan hom, sodat God met Saul sal afreken. En dat Dawid moet oorgee aan God, sodat God vir hom kan veg, en God vir hom kan help in hierdie moeilike situasie. En ek is seker daarvan, Dawid was 'n mens net soos ek en jy, net soos ek en u. Dit wat daar in my hart is, teenoor daardie persoon wat sleg aan my gedoen het, dit wat daar in my hart is, teenoor daardie persoon wat my seer gemaak het, dit was ook in Dawid se hart, teenoor Saul vir dit wat aan Saul gedoen het. En Dawid wil met alle mag vir Saul teruggekry het, dit wat hy aan hom gedoen het. En ek dink, Dawid het bietjie met die Here gepraat en geredeneer, en
vir die Here goeie redes gegee. Here, U sê ek moenie, maar Here, dat ek hom doodmaak, dan kan ek huis toe gaan. Here, hoe lank moet ek nog in hierdie woestyn sit? Here, hoe lank moet ek nog vlug? En Here, kyk wat hierdie man aan my gedoen het. Hy het my al op hoeveel geleenthede al amper dood gehad. En Here, hy het my met spiese gegooi. En Dawid het klomp redenasies gehad en klomp redes gehad hoekom hy Saul moet doodmaak, hoekom hy hom moet terugkry vir dit wat hy aan hom gedoen het. Hy het met die Here geredeneer, geworstel in sy hart. Hy weet wat die Here sê. Maar Here, ons ken mos daai woorde, maar Here. Maar omdat Dawid vir die Here lief was en wou gedoen het dit wat die Here wil hê hy moet doen. En Dawid wil doen dit wat die Here se hart bly maak. Het Dawid dit vir die Here oorgegee. En ons lees in die Bybel, Dawid sê, Here, bewaar my, dat ek so iets sal doen. So gaan gou terug. Daar's op jou manskappe. En Dawid sê, Here, bewaar vir my. Here, ek kom gee dit oor aan U. Here, handel U met Saul vir dit wat hy in my gedoen het. U is God, hy moet rekenskap gee aan U. Handel U met Saul. Here, ek kom gee nie oor. En Here, as ek nou nog 5 jaar in hierdie woestyn moet rondvlug vir my lewe. Here, U sal vir my veg. U sal vir my bewaar tot U tot nou toe vir my bewaar het. En Here, alles wat hier binne is, al my emosies, alles wat ek hier binne beleef. Here, kom gee ek vir U. U sal vir my kom help. En so kosbaar wat verder gebeur het. Okay, koning Saul, jy is nou klaar, jy kan maar opstaan. Sê nog reg? Okay, maar dit is nou verby, okay. Toe, sê die Bybel, koning Saul het uit die grot uit geloop, en hy staan nie by sy manskappe. En dan lees ons, Dawid het opgestaan, Dawid en sy manskap het opgegaan, en het agter Saul het hy aangeroep. En toe Saul draai om Saul, het hy op sy aangesig voor Saul geval, en vir Saul gesê, my Heer en my koning. En dit was 'n teken dat Dawid aan die Here oorgegee het. En gesê het, Here, ek gaan hom nie terugkry vir dit wat hy aan my gedoen het nie. Ek gee dit oor aan U. Here, handel U met hom. Here, veg U vir my. Help U vir my in hierdie omstandighede. En Dawid het oorgegee, hy het gedoen dit wat God sê hy moet doen. Hy moet dit oorgee, hy moet hom nie terugkry nie, maar dit oorgee aan God. En in 'n oomblik het Saul se hart sag geword. Staan gou, ek kan maar opstaan. En Saul sê vir hom, die Bybel sê Saul het gespraat en hy het gehuil. En hy het vir Dawid gesê, Dawid, jy is meer regverdig as ek. Terwyl ek sleg aan jou wou doen, het jy goed aan my gedoen. En die Here sal oordeel, regverdig oordeel tussen my en jou. En vir 'n oomblik het Saul se hart sag gemaak. As ek aan die Here oorgee, en ek sê, Here, ek gaan nie daai maatjie terugkry vir dit wat hy aan my gedoen het nie. Maar Here, ek gee dit oor aan U. Handel U met hom, help U vir my, veg U vir my. En ek is mooi met daai maatjie. Hier kom die moeilike deel. Ek is daai maatjie wat lelik met my was. Ek is mooi met hom, ek doen goed aan hom, en ek gee hom liefde. Gaan nie net my hart verander nie, maar dit gaan ook daardie maatjie se hart verander. Okay, dankie, julle kan maar gaan sit. Baie dankie vir julle hulp, ek waardeer dit. Okay, kom ons kyk of julle geluister het. Wat sê God se woord? Moet ek en jy doen as daar 'n maatjie is wat sleg aan my gedoen het en ek wil hom gaan terugkry? Wat moet ek doen? Ja, jy moet oorgee vir God en vir God oorgee dat God met daardie maatjie werk. Nog iets.
OK, presies wat hy gesê het, ek moet nie self terugkry nie, maar ek moet dit oorgee aan God, dat God met daardie maatjie werk en in sy hart werk en met hom handel vir wat het hy gedoen het. Ek moet oorgee vir God, dat God vir my veg. En baie keer wil ek vir myself veg, dan maak ek nog net meer droog. Maar ek moet oorgee dat God vir my veg. En dat God vir my help in hierdie onmoeilike omstandighede. Is dit maklik, is dit lekker as 'n maatjie lelik met jou is? Nee, dit maak seer hier binne. Dis nie lekker nie. Maar ek moet oorgee dat God my kan help met hierdie seer en nie met hierdie lekker nie. En die derde ding is, ek moet mooi doen. Ek moet goed gaan doen aan daardie maatjie wat my seer gemaak het. Is dit maklik? Wil jy gaan mooi maak met daai maatjie wat jou te nagekom het, wat jou sleg behandel het? Wil jy na hom toe gaan en sê, "Chomma, jy's die coolste. Ek like jou. Hier's vir jou sweeties en koeldrank. Ek is lief vir jou." Wil jy dit gaan doen? Nee, niemand van ons wil dit gaan doen. Maar die Bybel leer vir ons, as ek goed doen aan daai ene, en ek is mooi met hom, en ek bewys liefde, dan gaan die Here nie net my hart verander nie, maar die Here gaan ook daardie maatjie se hart verander. Ja. Ja, want sodra toe Dawid mooi met Saul was en goed gedoen het aan hom en liefde vir hom gegee het, Saul sy hart in 'n oomblik sag geword. En as ek na daardie maatjie toe gaan en ek doen goed aan daai maatjie en ek is mooi met daai maatjie en gee liefde vir daai maatjie, dan gaan Jesus sy hart kom verander. En hy gaan my hart verander. En dan gaan die hele situasie kom verander. OK. Nou ek in nie jou lewe nie, ek in nie jou hartjie nie. Maar dalk sit jy vanoggend hierso. En jy het julle 'n bietjie weggegee toe julle handjies opgesteek het. En dalk sit jy vanoggend hierso. En daar's 'n maatjie, daar's iemand wat jy wil gaan terugkry. En jy het net so lank lys planne van dit wat jy aan daai ouetjie of daai dogtertjie gaan doen. Dalk sit jy vanoggend hierso. En jy wil daai maatjie gaan terugkry vir dit wat hy aan jou gedoen het. Of dalk sit jy vanoggend hierso. Toe ons hiermee begin het en jy gehoor het waaroor dit gaan, al wat daar in jou hartjie is hoe ek daai maatjie gaan terugkry. En wat ek aan hom gaan doen. Of dalk sit jy vanoggend hierso. En jy het planne om iemand te gaan terugkry vir dit wat hy aan jou gedoen het. Maar vanoggend het jy gehoor, God sê, ek moet hom nie gaan terugkry nie. Maar God sê, ek moet dit oorgee vir hom, dat hy met die maatjie gaan handel. En dat God vir my sal veg en God my sal help. En jy het vanoggend gehoor, maar ek moet mooi wees en ek moet liefde gee, ek moet goed doen aan daai maatjie. Dalk is jy vanoggend soos Dawid. Toe Dawid daardie stukkie van Saul se mantel afgesny het, lees ons hy geweet het hom geplan. Met ander woorde, hy het geweet wat hy doen is verkeerd. Hy moenie dit doen nie. Hy het geweet hy moenie vir Saul terugkry vir dit wat hy aan hom doen nie. Dalk weet jy vanoggend, maar jy moet eintlik dit vir die Here oorgee. Jy moet nie daardie maatjie gaan terugkry nie. En jy moet goed doen aan daai maatjie. Maar dit is moeilik. Dalk redeneer jy nou in jou hartjie met die Here en sê, Here, ek weet maar, Here, wat van dit? Of Here, hy verdien dit nie. Nie na dit wat hy in my gedoen het nie. En ek het soveel redenasies en ek het soveel verskonings in my hart, hoekom ek dit nie kan doen nie. Ag, wil jy nie vanoggend na die Here toe kom? En eerlik raak voor die Here en vir die Here in eerste plek sê, Here, daar is 'n maatjie wie ek wil gaan terugkry. En hy gaan boet. Maar Here, ek het vanoggend gehoor. Ek moet dit oorgee aan U. Here, kom help vir my. Ek kan nie, Here, dit is net te moeilik. Here, dit is net te seer. Hy verdien dit nie. Maar
Maar Here, ek kom vanoggend. Here, in eerste plek bely ek dit wat hier in my hart is teenoor daardie maatjie. Al hierdie slegte dinge. Al hierdie verkeerde dinge wat in my hart is teenoor daardie maatjie. Here, ek is jammer daaroor. Here, kom deur die kosbare bloed en Here, kom vergewe vir my. Kom vat al hierdie slegte gedagtes, al hierdie verkeerde dinge, al hierdie slegte dinge wat ek aan daai maatjie wil doen. O Here, kom neem dit weg. Op grond van die kruisdood, op grond van die kosbare bloed. Here, kom neem dit weg. En Here, ek het U lief. Here, ek wil gehoorsaam wees aan U. Here, ek wil doen dit wat U vir my sê. En Here, kom help vir my. Ek kan nie uit my eie uit nie. Here, kom help vir my om daai maatjie nie terug te gee nie. Here, kom help vir my om oor te gee. Here, dit is moeilik. Maar Here, gee my die genade. Here, help vir my om dit vir U te gee. Dat U met daardie maatjie handel. Here, ek kom gee oor aan U, Here, sodat U vir my sal veg. En dat U vir my sal help in hierdie moeilike tyd. En o, Here, ek kom na U toe. Help my om mooi te doen aan daai maatjie. Here, ek wou nie. Help my om mooi te doen, goed te doen aan daai maatjie. Here, want dit is nie net vir my nie, maar ook vir hom beter. Ek weet nie wat daar in jou hartjie is vanmôre nie. Maar ek gaan 'n tydjie gee van stil gebed, waar ons elkeen praat met die Here. Jy weet wat is daar in jou hartjie. Jy weet wat die Here vanoggend vir jou gesê het. Jy weet wat jy moet doen. Vanoggend weet jy wat sê God, moet ek doen, as ek iemand wil terugkry. Praat met die Here. Ek gaan 'n tydjie gee van stil gebed, dan praat ons elkeen met die Here, en dan sal ek vir ons afsluit in gebed. Kom, maak die oogies toe, dan praat ons met Jesus, en dan reageer ons, dan praat ons terug met hom. Hy het nou net met ons gepraat, en dan praat ons terug met hom, oor dit wat hy met ons gepraat het. Net so 'n paar oomblikke van stilte. Here Jesus, so baie dankie vir U woord. U woord wat vir my 'n lig is op die pad. U woord wat vir my wys hoe ek moet lewe. Dankie dat U vanmôre op 'n eenvoudige manier gekom het, Here, en vir ons kom wys het hoe moet my lewe lyk. En Here, van nature is ons maar soos daardie man wat gebyt is deur daardie hond. Here, ons het maar in ons sak ons lysie van wie ek wil terugkry vir dit wat hy en my gedoen het. Maar Here, in U woord het U vanmôre so duidelik vir ons kom sê, ek moet nie daardie maatjie gaan terugkry vir dit wat hy aan my gedoen het nie. Maar ek moet dit vir U gee, dat U met daardie maatjie werk. Dat U met daardie maatjie handel vir dit wat hy gedoen het. Here, ek moet dit vir U gee, sodat U vir my sal veg. En Here, U vir my sal help in hierdie moeilike tyd. En Here, ons het gehoor dat ek goed moet doen, dat ek reg moet doen, dat ek liefde moet betoon aan daardie maatjie. En Here, nie een van ons kan uit onsself uit dit doen nie. Ons het vir U nodig. En Here Jesus, ons het U lief. En ons wil gehoorsaam wees, ons wil doen dit wat U van ons vra. Ons wil doen dit wat U hart bly maak. En ag Here, dankie dat ek maar net kan kom bid, dat U vir ons sal help. Dat U vir ons die genade sal kom gee, om dit te doen, wat U woord sê, ons moet doen. Dit wat U sê, ons moet doen. Help vir ons asseblief. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Baie dankie, Ian, vir 'n kosbare woord. Ek lees in Romeine 6 van 'n man in die woord van die Here wat hierdie selfde omstandighede deur is.
ook verdruk is, ook verdring is, ook teneergedruk is. En ek wil dit net vir u lees, en hoor hoe mooi pas dit in by dit wat ons vanmôre hoor. Hy sê, as die medewerkers vermaan ons, julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Want hy sê, in die tyd van welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van die heil. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Maar in alles beveel ons aan, as dienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in sla, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van die waarheid, in die krag van God, deur die wapens van die geregtigheid in die regter en linkerhand, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerig, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk, ons lewe, as getuchtig en tog nie gedood nie, as bedroefdes, maar altyd opgeruimd, as armes, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en tog alles besit. Vriende, soms gaan ons deur die moeisaamste tye, die moeilikste aanvalle, maar as ons so kan oorgee aan die Here, en onsself kan verloon in dit, hoe 'n mooi boodskap om nie in ons harte te bære, want wat 'n deel van die lewe is vandag regverdig, wat 'n deel van die samelewing is vandag vol van geregtigheid. Maar tog kom rus deur ons toe, te midde van al hierdie aanvalle, om oor te gee aan die Here, sodat ons God se naam kan verheerlik. En mag die Here elkeen van ons herinner aan hierdie woord van een, mag die Here ons volwassenes en ons jonges opwek, om so oor te gee aan die Here.